baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail en in hierdie video gaan ons Levitikus 10 doen. Kom ons maak ons oop toe en ons vra vir die Here om ons die woord oop te maak. God en Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om U beter te leer ken. Maak asseblief ons die woord oop sodat ons kan sien wat ons moet sien, hoor wat ons moet hoor en leer wat ons moet leer. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Die opskrif is Nadab en Abihu word deur die vuur van die Here verteer. En die seuns van Aaron, Nadab en Abihu, het elkeen sy vuurpan geneem en vuur daarin gegooi en reukwerk daarop gesit en 'n vreemde vuur voor die aangesig van die Here gebring, wat hy hulle nie beveel het nie. No, why did they do that? Why did they do that? Daarop het daar vuur van die aangesig van die Here uitgegaan en hulle verteer. En hulle het gesterwe voor die aangesig van die Here. So hulle het 'n ander vuur gaan brand en toe stuur die Here vuur en brand vir hulle. Wat? Jo. Ek wonder wat het hulle besiel. Kyk. Die Here het, onthou julle in die vorige video wat ek gesê het, die Here het gee uitdruklik uit vir Moses instruksies, hoe om die vleis te sny, waar om die vuur aan te steek, wat om nie te doen nie, waar om die bloed uit te giet, wat se gedeeltes van die diere moet hulle gebruik om waar te brand. Die een is 'n brandoffer, die een is 'n dankoffer, die een is 'n beweegoffer, die een is 'n sondoffer. En hier kom hierdie twee ouens en hulle gaan steek 'n ander vuur aan. Sjoe, okay. Vers 3. Toe sê Moses vir Aaron, dit is dit wat die Here gespreek het deur te sê, in die wat naby my is, wil ek my as die heilige laat ken en voor die oë van die hele volk wil ek my verheerlik. Maar Aaron het stil gebly. Hi, shame, arme man. En Moses het Misael en Elsafan, die seuns van Uziel, die oom van Aaron geroep en aan hulle gesê, kom nader, draai julle broers van die heiligdom af weg, buitekant die laar uit. So dit is seker nou hierdie twee ouens, nê, Nadab en Abihu. Toe het hulle nader gekom en hulle in hulle rokke buitekant die laar uitgedra, soos Moses gesê het. Daarop sê Moses aan Aaron en sy seuns Eleazar en Itamar, laat julle hare nie loshang nie, en maak geen skeure in julle klere nie, dat julle nie sterwe en hy in toorn teen die hele vergadering losbreek nie. Maar julle broers, die hele huis van Israel, kan die brand beween wat die Here aangesteek het. Julle mag ook uit die ingang van die tent van samekoms nie uitgaan nie, dat julle nie sterwe nie, want die salfolie van die Here is op julle. En hulle het gehandel ooreenkomstig die woord van Moses, en die Here het met Aaron gespreek en gesê, moenie wyn of sterk drank drink nie. Jy of jou seuns saam met jou as julle in die tent van samekoms ingaan, dat julle nie sterwe nie. 'n ewige insetting is dit vir julle geslagte, en julle moet onderskeid maak tussen wat heilig en wat onheilig, en tussen wat onrein en wat rein is. En julle moet die kinders van Israel leer al die insetting wat die Here deur die diens van Moses aan hulle verkondig het. En Moses het met Aaron gespreek en met sy seuns Eleazar en Itamar wat oorgebly het. Neem die spysoffer wat van die 4 offers van die Here oorgebly het en eet dit as ongesuurde koeke langs die altaar, want dit is hoogheilig. Daarom moet julle dit op 'n heilige plek eet, want dit is wat aan jou en jou seuns toekom uit die 4 offers van die Here, want so is aan my bevel gegee. Ook die beweegbors en die hefbout moet julle op 'n rein plek eet, jy en jou seuns en jou dogters saam met jou, want as deel wat aan jou en jou seuns toekom, is hulle uit die dankoffers van die kinders van Israel gegee.
Die hefbout en die beweegbors moet hulle saam die vuuroffers van die stukke vet bring, om as beweegoffer voor die aangesig van die Here te beweeg. En dit sal vir jou en jou seun saam met jou 'n deel wees, wat aan julle vir ewig toekoms, soos die Here beveel het. Toekom, soos die Here beveel het. En Moses het rondgesoek na die sondoffer, maar dit was verbrand. Daarom was hy baie kwaad vir Eleazar en Itamar, die seuns van Aaron, wat oorgebly het, en hy het gesê, waarom het julle die sondoffer nie op 'n heilige plek geëet nie? Want dit is hoogheilig, en hy het dit aan julle gegee om die ongeregtigheid van die vergadering weg te neem, om versoening vir hulle te doen voor die aangesig van die Here. Kyk, die bloed daarvan is nie binne in die heiligdom gebring nie. Julle moes dit sekerlik in die heiligdom geëet het, soos ek beveel het. Toe sê Aaron vir Moses, kyk, hulle het vandag hulle sondoffer en hul brandoffer voor die aangesig van die Here gebring, en sulke dinge het my oorgekom. As ek vandag sondoffer geëet het, sou dit goed gewees het in die oë van die Here? Toe Moses dit hoor, was dit goed in sy oë. En dit is die einde van Levitikus 10. Weet jy, dit is eintlik 'n baie hartseer hoofstuk, maar in elk geval, baie dankie, tot die volgende video.